Welkom graad 7's. Vandag begin ons met 'n werklik fascinerende verduideliking. Ons kyk na een van die mees epiese prosesse in die hele natuur, jou eie persoonlike reis na volwassenheid. Ons gaan die ongelooflike metamorfose verken waardeur elkeen van julle nou gaan. En die beste deel is, hierdie oorsig gaan jou sommer perfek voorberei vir daardie belangrike lewensoriënteringseksamen. Kom ons ondersoek hierdie absolute wonderwerk van menslike biologie saam. OK, kom ons duik reg in. Hier is die 6 dinge wat ons moet bemaster. Ons kyk na selfbeeld, jou unieke potensiaal, hoe om daardie selfbeeld positief te hou, die groot veranderinge van puberteit, jou emosies en verhoudings en laastens sluit ons af met respek en aanvaarding. Reg, nommer 1. Wat is jou selfbeeld regtig? Dis basies die spieël in jou eie verstand. Stel jou voor, jou verstand is soos 'n ingewikkelde, ryk ekosisteem. Jou selfbeeld is soos die wortels van 'n groot boom daarin. Dit groei en vorm stadig oor baie jare. So, laat ek eers dit vir jou vra. Wat dink ander mense van jou? Dink 'n bietjie daaroor. Want, weet jy, presies hoe jy hierdie vraag in jou eie kop beantwoord? Wel, dis die absolute fondasie van daardie boom. Dit is die kern van hoe jy jouself in die wêreld sien. Vir jou eksamen is hierdie 'n kardinale definisie om te onthou. Selfbeeld is daardie geestelike prentjie of die idee wat jy van jou eie vermoëns, jou voorkoms en jou persoonlikheid het. En wat my werklik fascineer, is dat jy letterlik die wêreld aan jou voete kan hê. Jy weet, jy kan vreeslik slim of aantreklik wees en jy kan steeds bitterlik sukkel met 'n swak selfbeeld aan die binnekant. Aan die ander kant kry jy mense wat geweldige uitdagings het, maar tog bou hulle die mees onbreekbare positiewe selfbeeld. Dis als in die kop, né? Afdeling 2. Dit is nou tyd om jou unieke potensiaal, jou eie persoonlike superkragte te ontdek. Elke liewe een van julle het verborgde talente wat net wag om ontsluit te word. En kyk net hoe briljant verskil hierdie potensiaal van mens tot mens. Aan die een kant het ons intellektuele vermoëns. Dink aan iemand soos Steve Jobs. Sy absolute obsessie as 'n laerskoolkind met rekenaars het uiteindelik vir ons Apple gegee. Dis 'n kognitiewe superkrag daai. Aan die ander kant, kyk na fisiese vermoëns. Ons eie Siya Kolisi het sy uitsonderlike krag en leierskap op die veld gebruik om 'n absolute wêreldlegende te word. 2 heeltemal verskillende vermoëns, maar albei ewe indrukwekkend. Die punt is, as jy gemotiveerd is, kan jy daardie unieke vermoëns ontdek en ontwikkel. Dit bring ons by afdeling 3, jou daaglikse oorlewingsgids om 'n positiewe selfbeeld te bou. Ons weet almal skool kan soms voel asof jy deur 'n storm op die oop see moet navigeer. So hier is jou oorlewingsgids. Nommer 1, wees lief vir jouself. Moenie heeltyd probeer om perfek te wees nie, want perfeksie is 'n illusie. Nommer 2, wees dapper en probeer gereeld nuwe dinge. 3, identifiseer dit wat jy kan verander en laat gaan dit waaroor jy absoluut geen beheer het nie. Nommer 4 is om realistiese doelwitte vir jouself te stel. 5, staan sterk en wees trots op jou eie opinies. En laastens, nommer 6, sien jou foute bloot as leergeleenthede. Net soos 'n spier in die gimnasium kort 'n gesonde selfbeeld dat jy hierdie beginsels elke liewe dag moet inoefen. Afdeling 4. Puberteit, daardie groot, onstuitbare metamorfose, aangedryf deur die krag van hormone. In die hele natuurlike wêreld is daar bitter min dinge wat so dramaties of aardskuddend is soos 'n ware metamorfose. En dis presies waardeur julle elkeen nou gaan. Puberteit of adolessensie is daardie deurslaggewende oorgangstydperk, gewoonlik so tussen 9 en 12 jaar oud, wanneer jou liggaam gereed maak vir volwassenheid. So, vir julle eksamen, die kardinale punt hier is dit. Hierdie massiewe en soms baie ongemaklike fisiese veranderinge word beheer deur piepklein chemiese boodskappers in jou liggaam. Ons noem hulle hormone. Estrogen vir die dogters en testosteroon by die seuns. Hulle is basies die meesterbreine agter hierdie hele transformasie. Kom ons werk stelselmatig deur die data, want dinge verander vinnig. Vir die dogters, borste begin groei, heupe word 'n bietjie breër en dinge soos menstruasie begin in hierdie tyd. Aan die seun se kant, skouers word breër, jou stem gaan dalk skielik breek en laer klink en ereksies begin voorkom. Dan is daar die lys dinge wat by almal gebeur. Skielike groeispruite wat mens verskriklik lomp kan laat voel, oormatige sweet met 'n splinter nuwe liggaamsreuk, 'n oorlerige vel, pysies en skielik verskyn daar liggaamshare. Ek weet dit klink wild en dit voel dalk vreemd as dit met jou gebeur, maar ek verseker jou, dis die doodnormale en universele reëls van biologiese ontwikkeling. Elke liewe volwassene wat jy ken, was presies net daar. Dan, afdeling 5, emosies en nuwe verhoudings. Dis nou tyd om die sosiale oerwoud te navigeer.
Terwyl jou lyf buite verander, is jou verstand besig met 'n baie roue rits deur die sosiale oerwoud. Jy gaan verseker skielike baie regheid ervaar. 1 minuut het jy onbeperkte energie. Die volgende minuut wil jy net onder 'n kombers wegkruip. Hoekom? Omdat jou brein letterlik besig is om homself te herbedraad. Dit bring 'n massiewe nuwe biologiese drang om deur jou vriende, jou eie sosiale trop aanvaar te word. Terselfdertyd gaan jy instinktief begin voel dat jy 'n bietjie van jou ouers af moet wegbeweeg. En as jy dalk krities of angstig begin voel oor hoe jou nuwe lyf lyk, wel, daardie gevoel is ook 'n baie normale deel van hierdie stormagtige proses. En as gevolg van al hierdie chemiese en emosionele dinge sien ons gewoonlik 2 baie spesifieke slagvelde vir tieners. Aan die linkerkant het ons die huis. Skielik brand jy om soos 'n volwassene behandel te word. En skielik irriteer jou broers en susters jou grensloos. Maar dan aan die regterkant het ons die maats. Daardie oorweldigende drang om net iewers te behoort, kan so maklik daartoe lei dat jy toegee aan negatiewe groepsdruk en goed doen wat jy self weet glad nie reg is nie. Dis nogal 'n delikate balanseertoertjie, nie? As jy vandag met net een enkele lewensles wegstap, hoop ek dis hierdie goue reël. Praat met 'n volwassene wat jy vertrou. Onthou, jou vriende en maats by die skool gaan deur presies dieselfde verwarrende hormonale krisis as jy. Hulle het beslis nie al die antwoorde nie, veral nie as dinge bietjie rof of kompleks begin raak nie. Soek 'n betroubare grootmens vir daardie werklik moeilike kwessies. Afdeling 6. Ons laaste stop in hierdie module: respek, waardering en aanvaarding. Uiteindelik is dit die hoofdoel van volwasse word, om te leer hoe om vreedsaam in 'n diverse wêreld te kan floreer. Vir die eksamen, kyk mooi na hierdie definisie. Aanvaarding beteken om ander mense te waardeer vir wie en wat hulle is, net soos jy jouself aanvaar. Die werklik interessante ding hierso lê in daardie laaste paar woorde, net soos jy jouself aanvaar. Die sielkunde wys duidelik vir ons dat dit heeltemal onmoontlik is om iemand anders opreg te aanvaar as jy nog nie geleer het om vrede te maak met wie jy as mens is nie. So, wat is die praktiese stappe? Dink in hierdie eksamen aan hierdie punte as jou nuwe sosiale superkragte. Hoe wys jy regtig respek? Eerstens, jy luister met volle aandag wanneer iemand anders praat. Jy deel opregte komplimente uit. Jy weier eenvoudig om te skinder. Jy maak betekenisvolle oogkontak met mense. En miskien die heel belangrikste van almal, as iemand vir jou nee sê, respekteer jy daardie grens onmiddellik, sonder om 'n stryery daarvan te maak. Dit is die kenmerke van 'n sterk, volwasse karakter. Weet jy, hierdie deursneene volwassenheid is universaal reg oor die planeet, so ongelooflik belangrik dat kulture al vir duisende jare lank groot epiese seremonies hou om dit te vier. In Judaïsme byvoorbeeld het ons die pragtige bar of bat mitzwa as leerders 13 word. Hier in Afrika kry ons fascinerende tradisionele inisiasieprosesse wat ontwerp is om seuns baie fisies en spiritueel vir manlikheid voor te berei. So, as dinge deur mekaar voel, onthou net, jy neem deel aan 'n epiese menslike tradisie wat wêreldwyd strek. Reg, graad 7's. Ons het die wonderlike werking van jou brein bekyk, hoe om jou selfbeeld te bou, daardie onstuitbare mag van puberteit hanteer en die reëls van respek bemeester. Julle is nou tot die tande toe gewapen vir daardie lewensoriëntering eksamen. Maar soveel belangriker, jy's nou gereed vir die regte lewe voor jou. So my laaste uitdaging aan jou vandag is net dit. Is jy werklik gereed om hierdie unieke, fantastiese reis na volwassenheid voluit te omhels? Gaan daaruit, wees asseblief gaaf met jouself, wees gaaf met mekaar en geniet regtig elke liewe oomblik van hierdie groot avontuur.